Nou, ons lees graag met u twee skrifgedeeltes, Handelinge 20 en ook 1 Petrus 5. Handelinge 20 van vers 26 af. Vanaand met u oor die gemeente, die laaste een in die reeks. Het begin by die enkeling wat die Here geskaap het en die hulp wat hy vir hom gemaak het, wat die eerste huwelik tot stand gebring het, daaruit die eerste gesin ontwikkel. En dan verder, ons het verlede week met u gepraat oor die gesin en vanaand nou oor die gemeente. Dit is die groot konteks, die basis waarin hierdie hele struktuur gegrond is, van waar die Here ons wil bou en opbou in sy naam. Nou Handelinge 20 van vers 26. Daarom betuig ek aan julle op hierdie dag dat ek want ek het die hele raad van God te verkondig nie. Gee dan ag op julleself en op die hele kudde waaroor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het, om as herders die gemeente van God te versorg, wat hy deur sy eie bloed gekoop het, verkry het. Want ek weet dit, dat na my vertrek brede wolwe onder julle sal inkom, en die kudde nie sal spaar nie. Ja, uit julle self sal daar manne opstaan, wat verkeerde dinge praat, om die disippels weg te trek agter hulle aan. Het is altyd mense, wat kinders van die Here uit die gemeente probeer wegtrek, in 'n ander rigting, terwyl die Here in die gemeente met ons besig wil wees. Verskoon die onderbreking. Daarom moet julle waak en onthou dat ek 3 jaar lank nag en dag nie opgehou het om elkeen met trane te vermaan nie. En nou broeders, dra ek julle op aan God en aan die woord van sy genade, wat magtig is om julle op te bou en julle 'n erfdeel te gee onder al die geheiligdes. Dan 1 Petrus 5 van vers 1 tot by vers 9. 1 Petrus 5 van vers 1, ek vermaan die ouderlinge onder julle, ek wat 'n mede-ouderling en getuie van die lyde van Christus is, wat ook 'n deelgenoot is van die heerlikheid wat geopenbaar sal word, hou as herders toesig oor die kudde van God, wat onder julle is, nie uit dwang nie, maar gewilliglik, nie om vuil gewin nie, maar met bereidwilligheid, ook nie as heersers oor die erfdeel nie, maar as voorbeelde vir die kudde. En wanneer die opperherder verskyn, sal julle die onverwelkelike kroon van heerlikheid ontvang. Net so moet julle jongeres aan die oueres onderdanig wees en wees almal met ootmoed bekleed, in onderdanigheid aan mekaar, want God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Werp al julle bekommernis op die Here, op hom, want hy sorg vir julle. Wees nugter en waaksaam, want julle teestander, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Hom moet julle teestaan, standvastig in die geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is. Nou tot daar in die voorlesing vanaand, dan die gemeente wat in gedagte kom, 1 Petrus 5 vers 2 tot 4, die gedagte wat die Here hier gee, hou as herders toesig oor die kudde van God wat onder julle is. Nou ons leef in 'n moeilike tyd, dinge loop baie deur mekaar. Die mense raak uit mekaar uit. Ek dink terug aan die jare voor my tyd nog, wat ek nog ook nie van weet nie, ons hoor maar net daarvan, toe die mense nog eensaam op die plase rond was, met die ossebaar, die naweke van nagmaal na die kerk toe opgetrek het, en dat hulle daar dan nou gesellig saam kon verkeer, maar hulle was nou redelik eensaam. Nou vandag se lewe is die mense in oorvloed. Ons lewe in stede. Ek sien nou maar van die nuwe uitbreidings wat so in die rigting van Europa se stede gaan. Die geboue so op mekaar en die woonplekke op mekaar.
so in een gebondel. Maar dit is tog eienaardig dat juis in hierdie toestand of hierdie tyd wat mense so baie mense rondom is die mens meer vereensaam as in daai tyd toe die ouens met die ossewaans na mekaar toe gery het op 'n Sondag of 'n naweek vir die nagmaaldiens. Mense het nie meer kontak met mekaar nie. Die Here het die gemeente bedoel as die breedste kring waarin ons saam kan wees in sy teenwoordigheid met mekaar en met hom gemeenskap kan hê en opgebou kan word, waar ons tot rus kan kom, waar ons in sy heerlikheid en vreugde kan deel. Al die dinge, maar die mens word daarvan weerhou. Die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu. Hy soek wie hy kan verslind. Daar is mense wat rondloop en mense uit gemeentes uit weglok na ander plekke toe uit hierdie gemeenskap waar die Here ons saam wil hê, waar ons saam kan verkeer en in hom opgebou kan word en in hom kan groei. Nou, dit gebeur so dat mense so vereensaam dat mense in depressie gaan. Mense soek sielkundige hulp en so meer. Nou dink ek aan baie jare gelede dat 'n pastorale sielkundige een keer geskryf het dat wanneer 'n mens hulp gaan soek by 'n sielkundige, dan veronderstel dit dat die groep waarvan hy deel is nie effektief sorg verskaf nie. Dis deel van die voorsiening van die Here. Ons het dit genoem met die mens, die vrou wat die Here vir die man gegee het om in sy eensaamheid en sy stresvolle lewe om vir hom te ondersteun en om te versterk in daardie omstandighede. Maar nou ook so wat die gemeente betref, die Here die gemeente beskik sodat ons daardie eensaamheid kan ontkom en dat ons genees kan word in teenwoordigheid van die Here. Nou die vierledige doel wat die Here met die gemeente het. As ons nou praat vanaand oor die gemeente, daar is eintlik nog twee meer wat ek nou sal bynoem. Die eerste is dat die Here vir die mens 'n sorgstruktuur geskep het. 'n Gemeenskap, weet die huwelike en die gesinne word saamgevoeg in 'n gemeente, in 'n gemeentekonteks. En in daardie gemeente is 'n sorgstruktuur wat die Here geskep het, waar elke persoon en elke gesin in die Here vrede kan vind en daar ondersteun en versterk kan word. Dan is daar 'n tweede saak waarvoor die Here vir ons as gemeente bymekaar het. En dit is wat ons lees daar in die Ou Testament in Psalm 133, waar die Here sê hoe lieflik is dit as broers saam woon. Daardie salfolie wat afloop op die baard en afdrup, daardie seën van daardie verkoeking wat die Here gee wanneer ons saam is. Mens word versterk wanneer jy saam met kinders van die Here in 'n vergadering byeen is, 'n vergadering wat die Here belê het en waar die Here die gemeente hierin oproep. Dit is 'n plek wat ons nodig het. Dis die basiese behoefte van die mens oor al die eeue. Dit is vandag nog so dat ons behoefte daarin het. En dit is waarom ook die Here die gemeente gegee het, dat ons saam kan wees, saam in sy teenwoordigheid. Ons dink hier aan vers wat ons vroeër ook al genoem het, wat die Here Jesus gesê het vir sy disippels in Johannes 15 vers 15. Hy sê ek noem julle nie meer diensknegte nie, omdat die diensknegt nie weet wat sy Heer doen nie, maar ek het julle vriende genoem, omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het aan julle bekend gemaak het. Die Here maak sy hart oop vir ons, daar waar ons by mekaar kom. Dit is nie altyd, jy weet, in ons binnekamer met ons stilte tyd. Kan ons ook met die Here ontmoet. Hy verskyn aan ons, hy maak sy woord aan ons lewend. Maar die gemeente is 'n plek waar die Here hom op 'n besondere wyse teenwoordig stel en waar hy op 'n besondere wyse vir ons seën en met ons verkeer en met ons in gemeenskap is. Dan een ding wat nou nie in die boekie staan nie, wat ek graag sou wou byvoeg. Die ander ding waarvoor die Here 'n gemeente gegee het, is dat ons weekliks in hierdie tyd wat hy afgesonder het, eenkant gesit het, dat ons saam kan stil word voor die Here. Dat ons bewus kan raak van sy teenwoordigheid. Dat hy ons kan aanraak, dat hy ons ore kan salf om te hoor. Daardie innige verhouding en verbintenis met die Here Jesus. Hy wil ons seën. Jy weet, ouderling het by die laaste sinode so terloops aan my opgemerk, iets wat hy mis, wat mense vroeër jare in kerke gekry het,
is dat voor 'n diens sal die mense nie sit en kuier oor die skouer en heen en weer, dat dit nader ons wel vermoedig klink in die kerk voor die diens begin nie. Maar mense het ingekom en stil geword, gebuig oor die woord van die Here, gesit en bid, vir die Here gevra om met ons besig te wees, die boodskap wat ons gaan hoor, om dit in ons harte in te dra, om ons aan te raak in daardie tyd en daardie omstandighede. Ons kan dit gerus doen, miskien iets weer begin, dat ons terugkom daarby. Is nie verkeerd om te kuier by die kerk nie. Is 'n goeie plek om te kuier, omdat ons mekaar sien, en gesellig saam kan wees. Maar as ons hier in die plek inkom, waar die Here eenkant gesit het, waar hy met ons in gemeenskap wil tree, wat hy wil hê dat ons met hom hoor, dat ons inskakel met hom, dat ons een word met hom, daar moet ons stil word voor die Here, en ons harte gereed maak en oopmaak, om die stem van die Here te hoor. Die ander saak waarvoor die Here die gemeente gegee het, is vir die lering uit sy woord. Dis nie iets wat nuut is, of wat ergens langs die pad gekom het nie. Dis iets wat van die begin afkom. Weet, die Here het vir Abraham reeds gesê, die taak aan hom opgedra, voor die volk nog bestaan het, sê die Here, want ek het hom verkies, dat hy aan sy kinders en sy huis na hom bevel sou gee, dat hulle die weg van die Here moet hou, om geregtigheid en reg te doen. Die Here het die opdrag vir Abraham reeds gegee, lank voor die volk daar was. Dit is die pad waarop hy die mens lei, en eintlik toe dit volk geword het, dat die Here daardie saak dan ook bevestig het. Eksodus 18 vers 20 lees ons, dat die Here vir Moses ook dan die opdrag gegee het. Hy, as sentrale leier, hy sê, onderrig hulle, die Here sê vir Moses, onderrig hulle die volk, in die insettinge en die wette, en maak hulle die weg bekend waarop hulle moet gaan, en die werk wat hulle moet doen. Maak hulle dit bekend, bring die woord van die Here, dit wat die Here laat neerskryf het, wat hy homself openbaar het, waarvoor wil hy dit hê? Dit is tot ons heil. Hy soek nie 'n klomp mense wat kom neerval en aanbid, soos voor 'n afgod nie, maar mense wat met hom in gemeenskap tree, wat sy vriende word, met wie hy besig kan wees en deur wie hy besig kan wees. Dit gaan voort. Hy sê ook daar in Matteus 28 vers 19, met die groot opdrag om die evangelie uit te dra. Dan sê hy, die wat gered geword het, wat deel van die liggaam van Christus word, hulle word in gemeentes saamgesnoer, saamgevoeg. Dan sê die Here, Matteus 28 vers 19, leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Die gemeente is die plek wat God gegee het vir ons, saam met die substrukture waarin hy sy sorg wil laat deurvloei, wil die Here vir ons voed en onderskraag in sy woord, en sy woord in ons inbou, en dat ons meer en meer word soos Christus. Dan 'n ander punt wat nie hier is nie, wat elders geskryf is, wat ek voel wat ook hier behoort by te kom, waarvoor die Here 'n gemeente gegee het, wat gebed betref. Ons het elkeen ons persoonlike stilte tyd, ons het al daarna verwys. Ons het ander tye van gebed, huisgodsdiens en so meer. Maar 'n gemeente het ons die saak, ons het in die kerkblad ook al die artikel geskryf, die kanselgebed. Wat het van die kanselgebed geword? Die kanselgebed is daardie tyd wat 'n gemeente gesamentlik intree in sake wat die koninkryk van God raak, wat ons algemene lewensomstandighede raak. Ons stadsraad, ons dorpomgewing, die plek waar ons woon, die land, die regering waarmee ons te doen het, al die dinge, alles rondom ons wat pla en wat die werk van God hinder, en wat in die pad van die Here staan, kan ons as gemeente, deur die mond van die voorganger, die herder, kan ons aan die Here opdra. Hy kan uit die hart van die gemeente uit met God praat. En God se oog is gerig op die gemeente. Daar waar sy bloedgewaste saamkom in sy teenwoordigheid, om met hulle besig te wees, om te hoor as ons met hom praat. As hy wat hy hoor wanneer ons volgens die wil van die Vader met hom praat en vra. En dan die laaste punt wat ek wil noem, waarom 'n gemeente daar is ook om die wêreld te bereik met die evangelie. Ons kan hier in ons omgewing, maar die Here sê ook dat ons
tot aan die uiterste van die aarde moet betrokke raak. Nou mense maak baie van die groot opdrag, Matteus 28 vers 19, maar is nie almal wat altyd besef dat die Here reeds met die volk, voor die uittog, dat hy reeds hierdie opdrag al gegee het nie. Daar met Farao, toe hy die Here telkens vir hom sê, laat my volk trek, dat hulle my kan dien, en elke keer geweier het, en die Here met die pla al sterker gepraat het, die Here op een keer vir hom gesê, vir Farao, Exodus 7 vers 16, laat my volk trek, dat hulle my kan dien, 9 vers 16, en dat hulle my naam op die hele aarde kan verkondig. Groot opdrag van die hele wêreld in verkondig die evangelie. Daar toe die volk nog in slawerny was, voordat hulle uitgelei is, het die Here reeds gesê, dit is wat hy in en deur sy volk wil bereik. Hy wil dat hulle sy naam op die hele aarde kan verkondig. Dit is die plan wat die Here het, en dit is vir die volk wat hy dit sê. En dis in die Nuwe Testament vir die disippels wat hy sê, vir sy kerk, die kerk van Christus op aarde, dat hierdie taak aan hulle opgedra is, om die naam van die Here oor die hele aarde te verkondig. Jesaja 43 vers 21 sê vir ons, die volk wat ek vir my geformeer het, hierdie volk van Israel, en dan sy kerk uiteindelik, die volk wat ek vir my geformeer het, hulle sal my lof verkondig. Die volk, die gemeente, het daar die opdrag en taak, elkeen afsonderlik, maar veral ook gesamentlik. En dan lees ons in Sagaria 8 vers 22, die Here wil so teenwoordig wees in 'n gemeente, dat die wêreld sal sien, dat die Here daar is. Ons lees daar, hy sê, so sal dan baie volke, dis Sagaria 8 vers 22, so sal dan baie volke en magtige nasies kom om die Here van die weerskare in Jerusalem te soek, en die aangesig van die Here om genade te smeek, die wat nie binne die kring is nie, wat buite is, wat bereik moet word. Vers 23 gaan aan, hy sê, ons wil met julle saamgaan, want ons het gehoor dat God met julle is. Die wat buite is, moet sien in die gemeente, dat die Here daar is, dat die Here met hulle is, en die Here trek hulle. Die Jesus het gesê, wanneer hy verhoog word, wêreld na hom toe trek. Matteus 28:19 het ons 'n paar keer verwys, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, oor die hele wêreld heen. God wil 'n gemeente in daardie program, in daardie proses gebruik. Dit is deel van sy plan met die gemeente. Maar kom ons gaan aan, wat is die gemeente? Waaruit bestaan die gemeente? Hier in Handelinge 20 vers 28 het ons 'n paar dinge gesien. Eintlik in al die hele skrifgedeelte, al twee gedeeltes, sê eintlik baie meer as wat ons hier hanteer. Maar hier is ten minste 5 essensiële en primêre beginsels vir 'n gesonde bediening en tot 'n lewende gemeente wat ons moet begryp. Die eerste 2 sake wat ons hier uitvind is dat gaan oor die kudde of die gemeente, en dan is daar nog 3 sake wat gaan oor die ampt, die herders of opsieners in die gemeente, wat hulle moet in staat stel en onderrig binne hierdie plan van die Here. Nou, 'n behoorlike begrip hiervan is baie belangrik vir ons om te verstaan waaroor gaan 'n gemeente, wat is die bediening van 'n gemeente. Wanopvattings daaroor het al baie smarte en ontevredenheid in menige gemeente tot gevolg gehad. As mense kom met ander dinge as wat die woord sê, en mense probeer dit doen, dan lewer dit nie die vrug wat die woord van God oplewer nie, en dit bring eintlik maar net die teenoorgestelde van die voorspoed as wat die Here bedoel het. Nou die eerste ding wat ons moet oplet, 'n gemeente is 'n kudde. Nou kudde, weet ons, verwys na skape, nee, 'n trop skape. Dis nie 'n klomp wildsbokke wat in die vlaktes rondhardloop nie. 'n Kudde is 'n groep diere, makkerdiere wat bymekaar is en wat 'n herder het. Johannes 10 vers 16 sê, hulle is volgelinge van Christus. Met ander woorde, 'n gemeente is nie 'n klomp mense wat elkeen sy eie ding doen, elkeen sy eie koers gaan nie, maar hulle is almal bymekaar nadat die Here ingegryp het, mense se lewens hulle gered het, om die Here te volg, om volgelinge van Christus te wees.
En dit is dan mense wat in sorg van 'n gemeente geplaas word om die Here te volg. En dan gaan dit oor elke klein groep. Dit is nie net die groot groep, dit is ook groepe, jy weet ons het die huwelik en die gesin en dan die gemeente, of dit nou 'n klein gemeente is of 'n groot gemeente, maak nie saak nie, maar 'n gemeente wat die Here bymekaar gebring het, wat hy bymekaar geroep het. En dan die tweede saak hier wat ons moet besef, hulle is volgelinge van Christus, maar hulle behoort aan Christus. Hulle behoort aan God. Dit is 'n gemeenskap wat bestaan uit belydende gelowiges. Daarom het ons ook die belyt, soos wat die woord van die Here ons leer. Hy sê daagliks by die gemeente gevoeg, die wat gered geword het. Die ongeredde mense kan nie deel wees van 'n gemeente wat aan die Here behoort nie, wat 'n gemeente is bloedgekooptes, gekoop met die bloed van sy eie seun. Dit lees ons 1 Petrus 5 vers 5 en 6. Daarom kan ons nooit praat van my gemeente nie. Ek kan nie sê die gemeente is die EG Kerk se gemeente nie. 'n Gemeente is die eiendom van die Here. 'n Herder en ouderlinge werk daarom met God se eiendom. Nie mense wat jy vir jouself kan toeëien en van hulle jou slawe maak nie. Ons kan hulle ook nie tel. Jy weet ons, as die Here red en byvoeg, dan beteken dit, dis nie my werk en vrug van my hande nie, 'n vrug wat die Heilige Gees, wat God deur die Heilige Gees in sy woord in en deur my werk. Maar dis nie my eie handewerk nie. Daarom kan ek hulle nie tel, soos wat Dawid op 'n kol die volk wou tel nie, en hulle getel het, tot groot onheil. Die Here het vroeg reeds gesê, die volk moet nie sommer net getel word om uit te vind hoe voorspoedig was ons, hoeveel het ons gegroei, en kyk hoe min het ander gegroei, of wat ook al nie. Dit is die Here wat die wasdom gee, dis nie my persoonlike toedoen of my persoonlike rykdom nie, dit is wat die Here doen, wat hy deurvoer. Dan moet daar leierskap wees, dit het ons van vroeg af gesê, hier wil ons dit ook net weer benadruk, en dit is dan veral die predikant en die kerkraad wat hierdie verantwoordelikheid dra. Die gemeente, God het 'n plan daarmee. Maar daar moet mense wees wat daardie plan begelei, wat daardie plan hoor uit die hart van God en dit toepas en inwerk in die groep mense wat die Here toevertrou het. Hy sê Handelinge 20 vers 28, gee dan ag op julleself en op die hele kudde waaroor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het. Jy moet oplet, jy moet sorg dat jy op die merk bly, in verhouding met die Here bly lewe, as jy 'n gemeente wil lei om in verhouding met die Here te lewe. Dan die gedagte, die Here het jou aangestel as 'n opsiener oor hierdie groep mense, om as herders die gemeente van God te versorg, wat hy deur sy eie bloed verkry het. En jy sien, 'n groot verantwoordelikheid. Dis nie sommer maar net iets wat ek kan sê, ek wil graag ook dit wees of dat wees nie. Dit is 'n baie belangrike saak. 1 Petrus 5 vers 2 tot 4 het ons ook gelees, hou as herders toesig oor die kudde van God, wat onder julle is, nie uit dwang nie. Dis nie iets wat ek gedwing moet word om te doen nie. As die Here in my hart lewe, sy Gees in my hart lewe, dan is dit iets wat ek graag wil doen, wat ek gewilliglik wil doen. Hy sê nie uit dwang nie, maar gewilliglik, nie om vuil gewin nie, maar met bereidwilligheid. Dis iets wat ek graag doen, ter wille van die Here, wat my eerste lief gehad het. Hy sê nie as heersers oor die erfdeel nie, maar as voorbeelde. 'n Voorbeeld is iemand wat voorloop, dat mense kan navolg. Dis nie mense wat aangejaag word, of wat aangespreek word, of gemanipuleer word nie. Voorbeelde vir die kudde, en dit is vir die Here so belangrik, dat hy sê, wanneer die opperherder verskyn, sal julle die onverwelklike kroon van heerlikheid ontvang. Die herders, die leraar, die ouderlinge, die wat hierdie verantwoordelikheid oor 'n gemeente dra, as ons dit doen soos wat die Here wil hê ons moet dit doen, as ons doen wat die Here wil hê moet ons doen, dan sê hy daar is loon hierna, wanneer ons die ewigheid betree, wanneer ons almal saam by die Here is.
Elke gemeente het 'n herder leraar nodig te onderrig, sorg te toon, en soos 'n gemeente groter word, is daar ouderlinge, geestelike leiers in die gemeente nodig om daardie uitkringende struktuur te versorg, om daardie sorgverantwoordelikheid uit te voer. Daar is egter bitter min gemeentes waar die kerkraad 'n opbouende, verkwikkende, versorgende, dienslewerende verhouding met die lidmate het. Dit baie kerke, baie gemeentes gaan dit oor, in die algemeen buitekant veral, gaan dit meer oor administratiewe rol as 'n herdersrol. As 'n kerkraad bymekaar kom, ek dink daar is min wat praat oor die geestelike stand van die gemeente, oor elke wijk, oor elke lidmaat, hoe dit met hulle gaan, of dit gaan eerder oor administratiewe sake, oor tydelike dinge, al daai dinge wat ook hanteer moet word, verseker. Dis nie te sê dis verkeerd om dit te hanteer nie, maar die primêre taak is die geestelike. Nie is 'n prestasies nie, maar 'n wees bestaan. Lidmate is deesdae meer kere diensknegte van die kerk as wat hulle bedien word. Ek het op 'n tyd gedink, jy weet, aan die ouer verenigings met die skole. Daar's verantwoordelikhede wat uitgedeel word, dinge wat gedoen moet word, laste wat op mense gelê word. En 'n mens moet nie by die kerk kom en dan is dit nog weer 'n duplisering daarvan nie. Die kerk het heeltemal 'n ander gedragslyn of bedieningslyn as wat mense in sekulêre vergaderings elders kry. Maar as ons nou kyk na die 3 take wat aan die leiers opgedra word, die leierskap, hy sê vir Handelinge 20 vers 28, gee dan ag op julleself en op die hele kudde, waaroor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het, om as herders die gemeente van God te versorg, wat hy deur sy eie bloed verkry het. So die eerste is opsig om oor 'n gemeente 'n opsiener te wees, as opsiener aangestel te wees. Nou om 'n opsiener te wees beteken in wese om na iets te kyk. Nie net te kyk en verder te kyk nie, maar te kyk intens met belangstelling, met die nodige agting en met die nodige verantwoordelikheid oor daardie persoon. Dit gaan nie oor die opneem van 'n posisie nie, maar om die uitvoering van 'n taak, van 'n plig. Jy's nie verhef tot 'n bepaalde posisie nie, maar jy het 'n verantwoordelikheid gekry. Dit gaan om dienslewering, soos wat die Here Jesus ook gesê het. Hy het nie gekom om gedien te word nie, maar hy het gekom om te dien. 'n Kerkraadslid, dink ek, behoort elke lidmaat in sy wijk te ken, die naam en al die normale besonderhede, om vir hulle intensief te kan bid, om vir hulle te kan intree, die kinders se name te ken, die kinders se omstandighede. Daar's baie dinge wat ouers nie altyd voorreg het om met ander te deel nie. Maar 'n kerkraadslid is iemand wat verantwoordelikheid dra en wat verantwoordelikheid wil deel. Nou Spreuke 27 vers 23 sê vir ons: gee noukeurig ag op die voorkoms van jou skape. Dit is om opsig uit te oefen. Gee noukeurig ag op die voorkoms van jou skape. Rig jou aandag op die troppe vee. Stel belang. Kyk na hulle tot hulle heil, tot hulle voordeel. Dan Spreuke 12 vers 18 stel 2 kante van die saak om jou tong te gebruik. Hy sê daar's een wat onverskillig woorde uitspreek so swaardsteke. Maar die tong van die wyse is genesing. Om 'n tong van 'n wyse te hê vir die mense met wie jy besig is, om die woord van die Here, die hart van die Here met hulle te deel. Nou Eksodus 18 het ons gelees daar toe Moses die taak sy skoonvader gesien het, hy word oorweldig deur die volk se behoefte, en elkeen by hom uit te kom, dat hy hulle kon aanhoor en hulle kon help en die regspraak uitspreek. Baie van hulle het gevoel hulle word oor die hoof gesien. Dit vat te lank voor hulle by Moses kan uitkom. In Handelinge 6 was daar die weduwees wat oor die hoof gesien is in die daaglikse versorging. En elke keer is daar 'n uitbreiding van die amptstruktuur om by elkeen uit te kom sodat elkeen sal ervaar
dat hy versorg word, dat daar iemand is wat vir hom omgee, dat daar iemand is wat hom aan die Here opdra, dat daar iemand is wat begeer dat die persoon die beste uit die hand van die Here sal ervaar. Nou onthou ook deur Jesus wat hy vir ons die voorbeeld was, wat hy sy lewe afgelê het vir die skape. Efesiërs 5 sê ook vir ons, Christus het homself oorgegee vir die gemeente. Hy het nie die gemeente gevra om onderdanig te wees, hom te dien nie. Hy het homself oorgegee vir die gemeente, en dit is wat verwag word. Die volgende saak van die leierskap, die eerste is om opsig uit te oefen, om noukeurig te let op die kudde. Die volgende is konstante voeding. Hulle moet kos kry. Jy weet, dis op die skape, as hulle weer die beeld in gedagte bring wat die Here hier gebruik, dan beteken dit hulle moet versorg word ook wat voeding betref. Die gemeente van God moet versorg word. Hier is so 'n paar Engelse woorde wat ek net wil noem. Die ene is wat sê consistent rendering. Dis konstant, dis deurlopend, dis nie aan en af nie, maar 'n deurlopende versorging om die woord van die Here te bedien. Petrus moes die skape en die lammes van die Here laat wei. Dit beteken dat hulle deurlopend gevoed word, voeding kry. In die geestelike versorging van God se kinders is die voeding van die kudde uit die woord van God die konstante en gewone noodsaaklikheid. Dit is die belangrikste taak in die bediening, want dit is die woord van God wat laat groei. Dit is die woord van God wat reinig. Julle sal reeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Die woord van God het 'n onmisbare effek op die lidmate, en daarom moet die woord bedien word. Iemand het een keer die pragtige uitdrukking gebruik ook, van water wat vloei. Daar's nie altyd een of ander sigbare wonderwerk wat gebeur nie, maar waar daardie stroom water vloei, kan jy sien daar's 'n groen ry bome waar daai water vloei. Stil, sonder enige opmerking, sonder enige iets daarby. Daardie water het effek op die plante waarby dit verbygaan. En daarom, dit is 'n langtermynsaak, dis nie 'n kitsaak, jy weet, jy gee kos en skielik is daar oplewing. Dit is 'n langtermyn deurlopende handeling en aksie wat moet voortgaan. En dan is dit ook die taak verder om te sien, konstant om te sien dat die voeding gelei te word na groen weivelde. Dit impliseer dat die kudde na die woordverkondiging en voedende gemeenskap gebring word. Dit is ook deel van jou opsigtaak om te sien dat die wat aan jou toevertrou is in 'n wijk, dat hulle die dienste gereeld sal bywoon, dat hulle die plekke waar die woord van die Here onderrig word, dat hulle daarby sal uitkom, eredienste, kampe, konferensies, waar ook al. Die Here het die volk in Eksodus 23 gesê, daar moet 3 feestydde 'n jaar wees. Dus behalwe hulle weeklikse versorging deur die Lewiete, moes daar ook 3 maal 'n jaar moes hulle nasionaal bymekaar kom, om daar ook versterk en opgebou te word. Dan 'n derde taak van die leierskap is om ag te gee, wat ons hier nou 'n paar keer gelees het, gee dan ag op julleself en op die hele kudde. Jy kan nie na die kudde kyk sonder om na jouself te kyk nie. Jy moet self persoonlik in die Here groei, in die Here ingroei, verborge raak, om dit ook vir die gemeente te leer, aan die gemeente oor te dra. Die priesters moes ook by die diens by die altaar, moes hulle ook, die Engelse uitdrukking is, gave attendance to the altar. Mens moet ag gee, jy moet aandag gee daarop, ag gee op die kudde, om hulle by die woord uit te bring, en dat hulle gevoed word deur die woord van die Here. Nou, die bediening gebeur nie toevallig nie. Dit is iets waar jy jou aandag aan moet gee, waar jy jou energie moet insit, waar jy jouself moet aan toewy, dat dit sal gebeur. Dat dit wat die Here wil hê moet gebeur, dat dit sal gebeur. Dit is jou verantwoordelikheid. Jy kan nie kyk en sien daar's 'n probleem, en dan kyk jy skielik maar aan die ander kant toe, en vergeet daarvan, of probeer daarvan vergeet nie. Dit is 'n saak wat aan die Here opgedra moet word, en met hulle ook hanteer moet word.
Nou daar is so 3 maniere waarop 'n mens kan ag gee, waarop jy kan kyk. Die een is 'n speurder, die ander is 'n joernalis en die ander is 'n herder. Nou al 3 kan na dieselfde saak kyk, né? Maar elkeen het 'n verskillende uitkoms, 'n ander ding wat hy daarmee gaan doen. Die speurder kan 'n saak sien en sien hier's 'n fout en hy gaan aankla, nie waar nie. Dit is sy taak en werk. Maar dan kry jy ook 'n joernalis. Hy kan dieselfde saak bekyk en sien dinge is verkeerd en wat doen hy daarmee? Hy verkondig dit van die dakke af, né? Die een kla aan, die ander ene blaker dit uit, dat almal weet wat daar verkeerd geloop het. Maar dan kry jy ook 'n herder. 'n Herder kan dieselfde saak bekyk en sien wat fout is. En wat doen die herder? Hy gee ag, hy versorg, hy lei, hy begelei na die Here toe, want die Here kan dinge verander. En die Here wil dinge verander. En 'n mens werk daarna toe uit dat dit kan gebeur. Die gemeente het ook van hulle kant af die verantwoordelikheid om hulle self aan hierdie saak aan die Here op toe te wy, aan die Here gewillig te wees dat die Here so met hulle kan werk. Die sorgstruktuur wat die Here daar gestel het, die gemeente, dat ek daarin getrou sal wees, myself daarin sal gee, myself daarin sal toewys sodat ek die voordeel uit die sorgende hand van die Here daaruit kan ontvang. Maar ook om te bid dat die Here die struktuur in staat stel en dat die Here sy werk kan volbring en sy werk kan deurvoer. Ons dink maar aan daardie verse in Efesiërs wat sê dat terwyl hulle die waarheid betrag, dat hulle opgroei in hom. As ons besig is met die waarheid, nie net in ons stilte, in ons huisgodsdiens nie, maar ook in die gemeente, dat eintlik die basiese omgewing, die struktuur is van waaruit hierdie dinge ontwikkel, waar ons onderrig word om daar te gaan leef in die ander strukture, om ons besig te hou met die woord van die Here, dit in ons harte bære, dat ons harte gevul sal word met die woord van die Here. En nou sê die woord van die Here ook vir 'n gemeente om funksioneel te wees, die ondersteuning wat elke lid gee, dat dit kan realiseer, dat ons saamwerk, dat ons saam dit in gedagte het en die Here soek om dit te bevorder. Nou wil ek dan nou maar afsluit, wat ons 'n paar keer al gesê het, al hierdie dinge wat die Here vir ons beloof in sy woord, wat hy vir ons voorsiening van gemaak het. As ons kyk in die praktyk rondom ons, dan sien ons meestal nie veel daarvan nie, partymal niks daarvan, of partymal die teendeel daarvan. Waar lê die probleem? Is dit die Here wat tekortskiet, die mense te veel geword, hy kan nie meer byhou nie, of dinge het so versleg in die laaste tyd, en die Bybel is geskryf lank voor hierdie slegte tyd, en die Bybel moet dalk herskryf word, ons het dalk 'n bietjie ander inligting nodig, hoegenaamd nie, want ons lees van al die sondes, wat met die eindtyd voor die wederkoms van Christus kom van die dae van Noag af, kom al die pad, sedert die sondeval gekom het, is die verderf daar, die verderwer wat soek om te verslind, wat soek om te verwoes, om te verbreek. Moet ons dan aan hom oorgee en hom maar net laat gaan. Ons kan ons by die Here skaar. Ons kan die keuse maak om die Here te volg, om sy woord te gehoorsaam, sy woord uit te lewe, en hom te vra om dit in my lewe, in my gesin se lewe, en in die gemeente en in die kerk 'n werklikheid te maak. En hoe meer die Here in ons homself openbaar, hoe meer gaan dit ook deurwerk na die wêreld toe. Leonard Ravenhill het gesê, die kerk gaan maar, of die wêreld gaan agter die kerk aan, soos die kerk versleg. As die kerk weer opstaan, omdraai en die Here volg, gaan dit weer deurwerk na die wêreld toe ook. Ons het 'n ontsaglike groot verantwoordelikheid. Eintlik, ons sê eers so, 'n ontsaglike groot voorreg, dat die Here ons dinge kan verander, dat dinge nie hoef te gaan soos wat die Satan in die wêreld dit wil hê nie. Die Here kan, maar dit hang af, is ons gewillig vir die Here, gaan ons die keuse maak om die Here te volg, en sy woord te gehoorsaam, of gaan ons los, ons dink ons doen niks nie, maar eintlik
werk ons in die hand van die verwoester. Mag die Here vir ons help, mag die Here vir ons genade gee, dat ons gehoorsame kinders van God sal wees, wat gewillig is vir die Here, wat kies om sy pad te loop. Soos Josua gesê het, wie Here ook al wil dien, ek en my huis, ons gaan die Here dien. En die Here stel ons daartoe in staat. Ons sê dit nie in groot pratery nie, ons sê dit in die geloof, in afhanklikheid van die Here, met die verwagting dat die Here sal toetree. Amen. Ag Here, baie dankie vir die kosbare woord, baie dankie vir die sorg van die skepping af, dat nog nooit verander het nie, dat U tot vandag toe nog dieselfde vir ons wil doen, en deur ons wil doen, vir ons wil laat deel in die goddelike plan, wat U van die begin af het. Here, gee vir ons genade, deur die werking van die Heilige Gees, om meer en meer te verstaan daarvan, om onsself toenemend aan U oor te gee, dieper voor U te buig, en voller manier vir ons oor te gee in U hand, om met ons te doen wat in U hart is en wat U gedagtes is. Geef vir ons die genade, Here. Ons bid dit in U lieflike en wonderlike naam. Amen.